Goeiemôre. Jy luister na die 20ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Die tema vanoggend is om myself lief te hê. Het jy iewers in jou lys geskryf: ek is lief vir myself? Indien jy nie het nie, waarom nie? Was dit net 'n oorsig? Het jy net vergeet om dit neer te skryf, maar jy weet dis waar? Het jy dit nie neergeskryf nie omdat dit nie waar is nie? Of is jy soos ek eintlik verbaas dat ek nie eers daaraan gedink het nie, totdat ek later weer deur my lys gelees het en gewonder het, hoekom nie? Indien jy neergeskryf het, ek het myself lief, wil ek jou tog vra om my eendag vir koffie te nooi, dat ek jou storie kan hoor, hoe jy dit kon regkry om al die los storielyne tog op 'n manier te kon sinkroniseer, sodat dit deel word van die storie, hoofletters. God se liefde vir my en jou. Want C.S. Lewis het gesê, daar is altyd iets onliefhebbaar in elke een van ons. En dit is waar ons vashaak. Wanneer ons neerskryf, ek is lief vir die Here my God, is die kans, en dit is maar net my vermoede, veel groter dat iemand sal neerskryf, ek is ook lief vir myself. Want jy sien, om lief te wees vir myself, as dit voortspruit uit verdienste, gaan maar regtig 'n op en af affære wees. Sommige dae voel ons beter oor onsself as ander dae. Om lief te wees vir myself, is deel van die drietal opsomming van die groot gebod, liefde vir God, liefde vir my naaste en liefde vir myself. Net om dit duidelik te maak, die liefde wat die Here van ons vra, is nie selfverheffing of selfvoldaanheid nie. Dis nie om soos Narcissus op my eie refleksie in die water verlief te raak nie. Dit is liefde wat ons kan noem die grondwet van God se koninkryk. Dis die asem in die skepping. Hoewel die digter van Psalm 131 nie die woord liefde gebruik nie, sien ek sy woorde tog as 'n beskrywing van iemand wat die geborgenheid van God se liefde ervaar. My hart is nie verhef nie. Geen trots is in my oë. Ek breek my nie oor dinge groot of vra ver bo my vermoë. Ek wend my na die Here, by hom voel ek gerus, soos 'n kind wat in die warmte van sy moederarms rus. Hoop, o Israel, op die Here, nou en vir altyd. Dit is net God se liefde wat ons in ons volheid lief kan hê, ook daardie onliefhebbare dele van onsself. Mense kon dink dat die persoon wat God nooit geken het nie, en hier verskyn God skielik aan hom of haar, aangenaam verras sou wees dat God tog bestaan. Maar die vertellings in die Bybel deel 'n ander storie. In die gevalle waar God aan die mens verskyn, slaan hulle op hulle knieë neer asof weerlig hulle getref het. In die teenwoordigheid van die Allerheiligste is ons eerste reaksie die ontstellende verrassing van hoe onheilig ek is in die teenwoordigheid van die Heilige. Met eens die bewussyn van ons sondige aard. Luister mooi, nie sonde nie, sondigheid. Dit strek dieper as ons dade. Dus, wanneer ons die opdrag kry om onsself lief te hê, is ons intuïsie eintlik heel korrek. Dit is absoluut onmoontlik om iemand wat soveel onliefhebbare dele het, waarlik lief te hê. Ons wil graag die Here, ander mense en ek skat ook onsself, op ons beste ontmoet. Ons wil die Here ontmoet in ons mooi pakke klere, geskeur, gestort, asemsvars, hare gedoen. Ek dink is maklik om in so 'n konteks vir God te sê, ek is lief vir U, of vir ander mense, ek is lief vir jou, of selfs die woorde te hoor, dat ander mense lief is vir my. Maar daardie liefde is 'n voorgee diep, want diep in ons wese dink ons, weet ons, sal God en hierdie mense my nog lief hê, as hulle alles van my weet?
En omdat ons daarin twyfel, in die liefde vir onsself, twyfel ons ook in God se liefde vir ons. As ek wat sondig is, myself nie eers volmaak kan lief hê nie, hoe op dese aarde moet God my lief hê, wat allerheilig is? Ons poging om onsself lief te hê, kom met 'n omvattende poging, om die onliefhebbare dele in myself eers uit te sorteer, te verskoon, of te regverdig, of te ontken en te ignoreer. En in daardie liefhebbare deel van onsself sê ons, ek het myself lief, en ons lewe word 'n vertoonlokaal. Die goddelike uitnodiging, opdrag, om myself lief te hê, is gerig tot my hele self. Ons dink liefde vir onsself kom na die opruimwerk, wanneer ons die onliefhebbare dele van onsself geamputeer het. En ons dink dit ook van God se liefde. Ons dink dat God se uitnodiging om sy kind te wees, min of meer so moet klink. Liewe toekomstige kind van my, hiermee 'n kennisgewing dat jy voor ons ontmoeting jouself totaal moet reinig, of minstens die ergste of mees opsigtelike sondes, sodat dit 'n waardige ontmoeting kan wees vir 'n luisterryke geleentheid. Ekskuus as ek nou simpel raak, maar ek moet die absurdheid daarvan uitlig, want ware kennis van onsself is juis net by die Here te vind, is net moontlik in die innige verhouding met die een wat ons kan verlos. Ons verwar God met 'n belegger in hoë klas eiendomme. Daardie koper aan hoë klas eiendom stel nie belang in vervalle huise met gebreekte vensters en vergete steegies nie. 'n Voorliefde vir topklas eiendom dryf daardie belegger om te verklaar, ek is ontsaglik lief vir eiendom. Maar wat hy eintlik sê, ek is te goed om my besig te hou met vervalle huise met gebreekte vensters en vergete steegies. Ek is hier om geld te maak. Die Here wat ons in evangelies leer ken, is 'n spesialis restoreerder, wat voor 'n vervalle huis met gebreekte vensters en 'n vergete steegie kom staan, en met 'n glimlag sê, ek vat hom. En dan belê hy in daardie huis en bou dit om tot 'n lieflike woning waar groot mense en kinders kan leef, kan speel en kan lag. Die bedrieglikste storielyn wat ons ooit vir onsself kan opmaak, is om te dink ons sal eers deur God liefgehê word as ons oorgedoen en met nuut geverfde dakke staan en sê, Here, hier is ek nou, neem my. Ons kom gou agter dat die eerste storm die dakverf laat opkrul het. Dit is juis omdat God ons lief gehad het, toe ons nog verlore was, selfs vyande was, lees ons in Romeine 5. Juis daarin gebeur die restoreerwerk, want net daarin weet ons hoe ons moet lyk, ontdek ons die ware argitekplan wat God vir ons lewens het. Ek is lief vir myself, is 'n toestemming, nee, 'n opdrag wat God gee. As ek myself nie lief het, met alles wie ek is nie, sal die liefde vir myself 'n dun laagie dakverf bly. Wanneer ek besef, weet, glo, aanvaar, dat God die volle koopsom betaal het, met die diersame bloed van sy seun Jesus Christus, vir my volle ek, ja ook my onliefhebbare self, kan die restaurasiewerk begin. Jy kan mos die verskil sien wanneer 'n huis in liefde gebou word. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U die volle koopsom betaal het, toe ons daar staan as 'n vervalle huis, met gebreekte vensters en 'n vergete steegie. Dankie dat ons stadig op ons knieë kan gaan, in eerbied en respek, maar nie uit vrees uit nie, want ons het U leer ken in Jesus Christus, as die een wat ons roep en sê, volg my. Dankie Here,
dat U die restaurasiewerk in ons doen deur die Gees. En dat dit so bevrydend is. En dat ons besef hoe heerlik die roeping is waartoe U ons geroep het. Vul ons, Here, ons gedagtes en ons harte, alles wie ons is, met U liefde. Dat ons weet ons so volmaak liefgehê word en ons onsself uiteindelik ook so lief kan hê. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.